Dit is vandag Maandag 20 April. Welkom by ons luistermeditasie in die tyd van Pasen. Ek nooi jou om vir 'n oomblik saam met my tot rus te kom. Ek steek vir ons 'n kers aan om ons te herinner dat die opgestane Christus by ons is. Moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer, die jakkalse en volstruise, omdat ek water gee in die woestyn. Riviere in die droë wêreld om my volk se dors te les. Amen. Soos verlede Dinsdag lees ons weer 'n paar verse uit Lukas 24, die verhaal van die Emmausgangers. En hierdie keer lees ons dit uit die Message vertaling. That same day, 2 of them were walking to the village Emmaus, about 7 miles out of Jerusalem. They were deep in conversation, going over all those things that had happened. In the middle of their talk and questions, Jesus came up and walked along with them. But they were not able to recognize who he was. They came to the edge of the village where they headed. He acted as if he were going on, but they pressed him, "Stay and have supper with us. It's nearly evening, the day is done." So he went in with them, and here is what happened. He sat down at the table with them. Taking the bread, he blessed and broke and gave it to them. At that moment, open-eyed, wide-eyed, they recognized him. And then he disappeared. Laat hierdie verhaal vir 'n oomblik op jou hart lê. In die nasionale kunsgalery van Ierland in Dublin hang daar 'n skildery bekend as The Kitchen Maid. Dit is nogal iets om te sien. Doen jouself 'n guns en gaan Google
Hierdie skildery, The Kitchen Maid van Diego Velázquez. Diego Velázquez. En hierdie Spanjaard het die skildery gedoen toe hy 18 jaar oud was, en dit was om en by 1617. Die kombuisbediende word as 'n mulatto, 'n afstammeling van 'n Spaanse Christen en 'n Afrika Moslem geskets. Die fokus is op haar, sy is besig in die kombuis, en dan kan 'n mens sien sy luister 'n gesprek af, en dan in die venster van die kombuis sien 'n mens heel ver 3 figure, die Emmausgangers en Jesus. Sy luister die gesprek af, sy het die brood ingeneem, sy staan reg om die wyn in te vat, en dan besef sy haar 2 baase het die heel pad van Jerusalem af saam met hierdie man gestap, en hulle herken hom nie, terwyl sy die huishulp, die kombuishulp, waarop neergekyk word as gevolg van ras, godsdienst, geslag en klas, hom herken en raak sien. Hierdie skildery moet verstaan word binne die konteks van die More, die moslems van Noord-Afrika wat van 1711 tot 1492 die Spaans in daai deel van Europa oorheers het. Maar wat hulle ook gedoen het, hulle het 'n stuk beskawing met argitektuur, landbou, taal, universiteite ingebring. En nadat hulle verslaan is hierdie mense verslaaf en op neergesien. Ek wil jou nooi, en veral as jy die skildery dalk kon Google, dat jy hierdie prentjie vir 'n oomblik in jou hart sal laat lê. Hierdie kombuishulp wat Jesus herken, wat hom vroeër iewers raak gesien het, en sy het geweet, hy sien haar ook raak. Dit vir 'n oomblik op jou hart laat lê. Hoe dikwels sien ons nie die fyn goed in die lewe raak nie. Hoe dikwels mis ons mense. Hoe dikwels kyk ons verby, omdat ons mense dalk minder ag. Hoe dikwels mis ons onsself. Die opstanding, die verreëse Christus, wil ons oë oopmaak om te sien, onsself, mekaar, hulle wie ons dikwels miskyk.
ontvang hierdie gebed. Hulle praat oor hemelse dinge, onbewus van my in die kombuis. Hulle praat oor U, maar mis die oomblik saam met U in die voorhuis. U is ingeknie in die deeg, met my eenvoudige verhaal verweef. Ek sien U, U sien my. Die stilte is genoeg. Amen.